Waarna moet jy kyk as jy 'n drone koop? Blykbaar gaan dit nie net oor hoe swaar jy kan optel nie. Dit gaan meer oor hoeveel hektare jy per dag kan doen. Hier gaan verduidelik vir my presies hoe werk hierdie som. Hulle het hier by Agritechnica P150 Max gelons. Dis die derde generasie van hierdie drones. Kom ons vind 'n bietjie uit presies ins and outs van hierdie storie, hoe hy presies werk, wat is nuut. Hierdie is regtig cool. As jy 'n drone wil koop, kyk eers hier. Ek gou like dit. En jy Joey? Nee, wat doodstil rustig. Okay. P150 Max hier agter jou. Jy kan nou offisieel sê Max, jy moes dit nou nog eers. Ja, nou kan ons sê wat die naam is, nee. Sê gou vir my net vinnig want ek weet die P150 is actually al 2 jaar uit. Ja. Maar as die ouens gaan kyk op die internet en hulle sien 'n P150, dis nie dieselfde drone as die ding nie, nê. Altyd Joey, dit is hoe dit maar werk in China. Hulle ons altyd die eerste Version vir China. En dan word hy verbeter. So daar was 'n P150 Pro gewees. Nou is dit die P150 Max. So hierdie is die finale version in die P150 reeks met al sy verbeteringe. So ons kan gou deur dit gaan, maar dit is nie dieselfde. Jy gaan nie lank is, nê. Daai is nou 'n Hilux drone soos wat hy nou is daarso, nê. Hy is sy moeilikheids uitgesort. Hy loop net, nê. Net so. Wat ek sê alhoewel sê die P100 Pro is 'n 2.4, hy is 'n 2.8, nê. As jy nou die upgrade soek. Right, verduidelik gou wat is dan nou anders daarop? Okay. So die heel eerste ding wat ek vir julle wil wys is, nê, hy het nog steeds daai tipiese rocker arms op, maar nou het hy injection molded rocker arms en nie meer die aluminium rockers nie, nê. Julle kan sien die motors ook oop hier vir cool. XIG bou nou hulle eie motors in-house, so dit word nie ge-outsource nie. Ons het nie issues met ons motors nie. Dit is baie betroubaar en is gedesign vir hierdie drones vir wat hy optel. So jy kan sien sy tank, hier is nou die kunsmisstank, die Revo Class 5. daai is die Revo Spray 5. Ja. Groot verskil is, peristaltiese pompe is nie meer daar nie. Dit is nou impeller pompe en hy 2 van hulle. So sy liters per minuut gaan nou op na 30 liter per minuut toe. Ja, wat hy kan lewe. Korrek. En dan het hulle ook die hele atomizing stelsel verander. So as jy nou mooi kyk hierso, hy is toe en aan die onderkant sê jy sien, die vinnetjies heeltemal verander. Hierdie drone kan van 40 mikron na 500 toe gaan en dan kan hy opstep na 1500 mikron vir vrugtevliegbyt. So ek kan 40 tot 500 doen op 'n glyskaal. Yes, En dan het ek 'n double up, as ek dit so kan sê. Correct. Jy weet hy ou Massey 35's maar hy multi-lever, nê. Daai dan double jy hom. So en die lekker ding is, jy weet jou vrugtevliegbyt is geregistreer vir 1500 mikron. Ja. So in die verlede het die ouens moes hulle die atomizers afsit en net uitlaat drup. Nou het jy 'n atomizer wat spin en vir jou 1500 mikron druppels gee. Dit lyk soos reën. En dit is ideaal vir fruitfly byting en boonbehalwe dit, hierdie drone kan op 30 meter vlieg en nie op 15 meter wat ander drones doen nie. So jy kan met hierdie drone gemaklik vrugtevliegbyt doen. Jy kan met een stel batterye oor die 6 hektaar doen met een stel batterye in 10 minute. Jester, is okay, dan gaan jy vrugtevlieg vinnig uitsort, nê. Ja. Dis die ding, dit is geheim van vrugtevliegbyt. Jy moet byt met jy vinnig byt. Jy weet en almal moet gelyk byt. En natuurlik die drone vlieg ook 72 km/h. Ja. Jy weet so 20 meter per sekonde is sy vlugspoed. En wat baie exciting is, jy kyk waar die batterye sit in die middel van die drone. Ja. So sy center of gravity is so dat hy baie vinniger opstyg en as hy sy draai maak, swaai hy in sy draai. Jy weet so efficiency gain op dit is tussen 18 en 20% vinniger as die P100 Pro. Okay, so daai gaan nou alles oor as hy noem dit nou maar sy smart resumption of wat ook al doen, nê? Ja. Waar hy wat jy het gesê iets van return to task of wat ook al. Korrek. Is dit die tyd wat hy nou vat vandat hy teruggekom het en weet die kant toe gaan? So as jy die twee drones langs mekaar sit en hulle vlieg dieselfde flight path, nê, gaan hierdie drone vinniger begin spyt En ek kan baie vinniger draai. 20% vinniger as die P100 Pro. Ja. So daai smart resumption en die eie wat in hom ingebou het is net next level. Dis vinniger. So moenie vas staar aan die size van die drone nie. Ja, want ek wil nou net vir jou Dit sê gaan oor die hoeveel efficiency. liter is die ding? Exactly. Dit gaan oor hoeveel hektaar jy per dag kan doen, nie per uur nie. Ja. En die rede daarvoor is die batterye is spesifiek gedesign om in water af te koel. As jy onderdeur kyk, het 'n lekker groot radiator, so jou lug gaan nie so deur, hy koel jou battery af. Ek wil net gou kyk na hierdie kant op hierdie ene want daar's 'n battery in. Okay, so die lug kom basies deur hom, so hy maak nog die battery koel ook. Exactly. So nie net charge jou batterye binne in 'n water cooling tower nie, want hulle het nou 'n convection cooler wat basies jou batteryselle afkoel.
Maar ook terwyl jy vlieg, koel jy jou batterye af. Jy weet want met hierdie groot drones, die gewig wat hulle moet optel, die batterye werk baie hard. So jy wil jou batterye manage in terme van temperatuur. Okay. En die mees excitingste ding vir my hierso nou is, ons het actually nou 'n super of 'n parallel charger, wat jy basies een battery binne 7 minute charge met 2 wall chargers. So, nou het jy nie nodig om ekstra stel batterye te koop nie. Jy sit jou superchargers op en jy charge jou batterye en jy bly voor met jou 3 stelle batterye. So jy kan 'n klein huisie vol krag wat jy nou basies in daai ding, wil amper sê, julle maak nie soos die Franse maak met die eende, nê. Jy kap hom nou foie gras, so jy gee hom 'n trechter en dan force feed jy hom daar so in. Is ek reg? Net so, ja. Okay, so maar jy sê nou hektaar per dag is nou waaroor dit gaan, nê. So die eerste ding wat jy nou basies het is dat jy sê is jy smart resumption en dan hoe vinnig die ding draai en basies van 'n ry af die volgende ry vat en al daai goed terugkom huis toe. En ek neem aan die land en daai goed is ook belangrik. Ja. Dit baie belangrik, nee. Ons wil seker maak die drones operate binne in die geregistreerde limite van GME. So jy wil 30 liter hektaar gee, nie 20 nie, nie 15 nie. Alle aerial application registrasies vir 30 liter hektaar. So die size maak saak, nee. Hoe groter jou drone dan is, jy gaan 30 liter hektaar kan gee. Maar wat baie belangrik is, ons het die pattern testing met hierdie drone gaan doen en ons het gaan kyk hoe wyd is die pattern wat hy gooi. Alright. En interessant genoeg, tussen 6,5 en 7,5 meter, as jy 3,5 meter hoog vlieg, jy vlieg volspoed, 30 liter hektaar, dan kry jy 'n CV van tussen 25 en 30% op 'n 7,5 meter swath. Ja. Okay, dit is fantasties vir aerial application. As jy oorgaan na 9 meter toe, al wat gebeur is, jou CV drop af na 40%. So dit sê vir jou, 7,5 meter is waar jy die ideale overlap kry vir die egale dekking kry. En dan begin jy strepe spuit. Exactly, dis presies wat gebeur. Maar hier's 'n ouens wat sê ek kan 10 meter spuit op 'n drone. So ek stel voor hulle gaan doen die pattern testing en maak doodseker daarvan. Dit gaan oor die science, né? Hoe hoër jy vlieg, as jy van 3,5 meter na 5 meter toe gaan, ons het daai toetse gedoen. Teen 2 meter per sekonde wind, net jou pattern amper die helfte van die swaaf geskuif. So jy wil hê jou drone moet in die middel gemeet word. So dit wys jou net die effek van wind. So hoe hoër jy gaan, ons kon geen statistiese data kry van as jy hoër gaan, die basies jou CV is 70% plus. So jou variasie is net te veel. So hoër is nie die antwoord nie. Jy weet as jy kan hoër vlieg, dink jy kan weier spuit. Dit is nie die geval nie. 3,5 meter is die sweet spot, 7,5 meter white pattern. Daar sê het jy egale bedekking. So effektiewe bespuiting gaan oor hoe vinnig of hoeveel hektaar jy per dag kan doen, effektief bespuit sodat die job gedoen word. Want dit het ek nogal gewonder oor, nee, want ek meen die spuit hy's net so breed, nee, en ek meen jy kan hierdie ding kan maar spin soos hy lus is, nee. Ek praat van op enige drone. Hy kan hom maar spin soos wat hy lus is. Korrek. Jy gaan nie daai ding kry dat hy tot hier by my gooi nie. Jou wyte van jou arms is basies wat bepaal jou wyte van jou drone en waar jy effektief gaan toedien. Daar is ons daai cooling tower goed. Sorry, ek val in die rede. Ja, net terwyl dit nou op die skerm is, né? Hulle het net gesê daar 7 minute charge. 7 minute, ja. As jy die supercharger opsit, 7 minute is hy vol. As jy van 30% af gaan, so meeste keer kom land ons die drone op 30% en ons charge hom na 100 toe. En dit sal 7 minute vat met die double wall charger en die parallel charging kabel. So dan skoor jy weer op daai kant ook, ja. Nee. So wat jy by die ouens wil sê is maak dit seker wanneer jy met enige drone spuit, so jy sê 7,5 meter wyd, 3,5 meter hoog, 30 liter hektaar en baie belangrik, moenie jou druppel kleiner as 230 mikron maak nie. Okay, hoe fyner jou druppels is, hoe meer drift hy. Ja. En dis aansienlik. Ek meen van 'n 230 mikron na 130 toe, het jy 8 keer kleiner druppels en daai fyn druppels drift ongelooflik maklik. Kyk, ek is met jou. Nou okay. So jy sê vir my hektaar per dag, né? Nee. Chippy, hierdie drone, soos hy nou hierso staan, die P100 Pro gee tussen 15 en 17 hektaar 'n dag. Onthou dit gaan oor die grootte van jou lande en hoeveel keer jy moet trek. Ja, per dag of wat? 15.70 of per uur? Ja. Per uur, né? So as jy 10 ure 'n dag werk, is dit tussen 150 en 170 hektaar. Hierdie ouetjie gaan vir jou 26 hektaar 'n uur gee. So 260 hektaar 'n dag in 'n 10 ure dag. Wat jy hom mee kan hardloop.
En maar dan neem ek aan dis wanneer die ander goeders na die party toe begin kom. Ja. Alles rondom jou drone moet So, reg dis nie net die size van die tank wat saak maak nie, dis jou batterye. Hoe vinnig jy hulle kan charge, hoe vinnig jy hulle kan ruil, hoe vinnig die drone vlieg, hoe Ja. wyd hy effektief spuit. Al daai in kombinasie en hoe vinnig hy draai, jy weet sy smart resumption. Al daai goed in kombinasie maak dat jy 'n effektiewe bespuiting kry per dag. So jy mag dalk 'n groot drone hê, maar jy gaan dalk nie byhou deur die res van die dag met jou batterye ensovoorts nie. met jou. En die ander ding is, ons verkoop XIG-sisteme met die RTK 7, dis 'n PPP correction RTK 2 cm akkuraat. Dis deel van ons pakket en dit basies stel die boer in staat dat die drone kom land presies binne 2 cm van waar hy opgestyg het. So jy het nie nodig om homself te land nie. Hy doen dit self en jy kan sien die drone korrigeer homself klaar om vir die volgende fase op te styg. So al daai AI efficiencies wat hy ingebou het, is wat hom meer effektief maak. So, want ek meen baie keer nou kom ons hover die drone eers, dan moet ek hom vat. Dit vat weer Correct. 2 minute voordat jy nou die ding op die grond Dit het. mors tyd. En dis alles tyd wat jy mors want hierdie is dit moet soos 'n Formule 1 pitstop gebeur hier. Exactly. En hoe vinniger jy die batterye ruil en kan volmaak, hoe beter. En interessant as jy op die tank kyk, daarso uit hierdie ballast aan die binnekant. So as die drone draai, nee, laat die water hom nie rondskit nie. Hy hom baie egalig. So hy hou hom basically Soos jy hier binne kyk, so jy sien daar sulke flappe. ja. Dis die ballast wat hom gelyk hou, ja. Laat hy nie rondflap en Dat hy nie rond, ja, laat die water hom nie rondskit nie, ja. En wat ek hou is van die feit dat hulle die dinge is hier ingesit, die batterye in die middel, het jy nie op die agterkant daai stertjie van hom wat draai nie. Korrek. Hy het nie 'n dik gat nie. En Hy is soos ek rond in die middel. let bietjie op na die radar ook, né? So hierdie is ook 'n millimeter wave radar. En wat hy basies doen is 'n obstacle avoidance. Nou in hierdie drone is jou Realterra ingebou. So jou kamera en jou radar werk dan nou saam vir jou obstacle avoidance. So Ja. hy create basies soos hy vlieg real-time RTK maps wat hy stitch met hierdie prosessor wat hy op het. So as hy kom land, ja, exactly. Dit wys nie net daar doen. Ja, en hy sê as hy kom land, daarso, daar is dit nou besig. Daar create hy dit, ja. So hy create sy high definition maps wat dan RTK maps is wat hy gebruik om die terrein te follow. Ja. Ja. En dan hardloop hy hom van daar af. Ja. Dan kan hy nou dit doen wat daai net doen daarso. Korrek. En jy weet, so die ander ding is hy onthou sy high definition maps. So hy onthou sy terrein. En elke keer as hy vlieg, word hy slimmer, né? Want hy begin dit al hoe vinniger doen. Dis presies wat jy daar sien, jy weet. Sien hoe's daai nou vir timing, nê? Nee? Perfek. Okay, en dan jy sê Irene, hy het nou die goeders is ingebou hierso, jou kamera saam met daai, so ek kan hom nou voor die tyd gaan vlieg en dan gaan ons. Ja. En natuurlik, jy het die keuse of jy jou smartphone wil gebruik of jou tablet. Jy kry ook nou ingeboude high definition hoë lumens skerm wat jy basies kan vlieg met hierdie drone. So jy kan die video feed sien. Ja. Jy kan inzoom met hom. Ek sal nou een gehaal dan. Nee, wel, so ek het 'n remote en al die goeders. Ja. Daar's die remote. Okay, jy het eers nodig om jy kyk daarso, nê. Nee. Perfek. Hulle eers daai TV se timing is so right. En weet jy wat die interessantste ding van dit? ons kan op die P100 Pro nie die swarming so goed doen nie, want Jy kon net een remote op 'n slag connect. Met hierdie nuwe stelsel kan ons basies multiple drones connect op dieselfde remote. So soos jy 'n drone switch het jy manual control op elke drone. So nou kan ons actually true swarming doen met die P150 Max. Laaste ding, hierdie ding is ook dan soos ek verstaan, hy's IP67, so ek spuit hom sommer met 'n WAP af. Waterproof en kyk ook na die parte, nê, minder motors, minder blades. Al hierdie arms pas op mekaar. So as jy ooit jou drone in 'n ongeluk land, jy letterlik ruil net hierdie pypies, nê. So dis baie goed, Maar- low maintenance om hierdie drone in Maar stand ek te meen as hou. ek in die moeilikheid is, ek kyk nou sommer na hierdie ding, nê. Want as ek in die moeilikheid is regtig met iets wat gebreek het, die landing gear of so iets, ek kan letterlik 'n stuk galvanized pipe by die koöperasie gaan koop om 'n bietjie modify en hom maak pas hierso net vir 'n tydelike fix. Ja. As jy nie parte by ons wil koop nie, maar ons sal altyd parte hê. Ja, gelukkig. Ek is baie bly om daai te hoor, nê. Okay, en sê vir my okay, nou. Ek het 'n P100 Pro gekoop. En nou kom die nuwe drone uit, nou is daai ding weer niks werd nie, Okay. nê. So, Chippy, ons het gedink aan die tech upgrade vir ons kliënte. So al ons kliënte wat P100 Pro's het, hierdie ouetjie behoort reg te wees met sy System Safety Assessment en beskikbaarheid van middel Januarie af. Ja.
Julle kan julle drones kom intry, dis R89,000, nou ry ons jou hele drone uit met die Revo spray, die drone, die RTK base station en sy remote en ons gee vir jou 'n P150 Max. Al wat ons nie inruil nie is jou batterye. So jy kan nog jou ou batterye gebruik op jou nuwe drone. Ja. Jy gaan hom net nie 80 liter vol maak nie. So dan ten minste my ander drone is nog steeds iets werd. Verseker, ons gaan nie ophou om die P100 Pro te ondersteun of te verkoop nie. Vir die volgende 2 jaar is dit ons mainstream drones, 'n 60 liter tank en 'n 80 liter tank. So is 2 verskillende drones met verskillende price points, né? So die entry level ouens wat nou begin met drones, sal ek sterk voorstel, kyk na die P100 Pro. Hy gaan nog steeds updates kry, hy gaan nog steeds geondersteun word en dis 'n fantastiese drone. En dan het ons die P150 Max vir die ouens wat nou al bietjie XIG ken en gevlieg het wat reg is vir die volgende uitdaging. Uitstekend. Die goed. Dankie baie. Alsjeblieft. Right, so die nuwe P150 Max. Ek stel voor as jy in die drone game is, of jy wil kyk na 'n drone, daar's een wat jy na kan kyk wat ek regtig van hou is net hierdie modulêre besigheid van hom. Kyk, as jy 'n kwessie van of die goed grond toe kom, jy sê 'n kwessie van wanneer, nê. Nee. En daai dag, dan soek jy die een wat die maklikste is en ek moet sê ek dink hy is nog die cheapste om te vervang op die einde van die dag. Maar as jy belangstel, bietjie bo of onder, kom met hulle in kontak. Dis die van Farm Space af, Agritechnica 2025. Tot volgende keer. Groete.